Ons teks volgende is Lukas 13 in die Nuwe Testament. Dis net na Moses 17 vers 3. As jy Moses kry, net omblaai kry jy Lukas 13. As jy op soek is na Moses, kom na die tyd vir 'n hersiening van jou aanneming en voorstelling. Lukas hoofstuk 13 van vers 31 tot 35. Ek volg hierdie leidingstyd so 'n bietjie die wil ek amper sê die meer obskure tekste in die leesrooster. Jy sal sien op jou familienuus het ek hierdie week begin om vir jou die leesrooster teks in te sit na Sondag se tema en teks. Die leesrooster het 'n klompie tekste. Jy's baie welkom om in die week wat kom hierdie tekste gewoon deur te lees as deel van hierdie week se ervaring in die leidingstyd. Kom ons bid. Here, ons breek onsself vir 'n oomblik. Ons is opgewonde oor die teks. Ons kan nie wag om te lees en na te dink en te hoor wat U vandag met ons wil deel nie. Maar ons breek onsself om net stil te word, om vir U te sê, hier is ons Here, ons wil luister. Ons is nie maar net hier om hierdie tyd om te kry nie. Ons sit nie maar net hier om een of ander taak te doen, soos tandeborsel of die vullis uitvat op 'n Sondag aand nie. Ons is hier met ons hande oop, met ons harte oop, om U te hoor. En dankie dat ons kon begin in hierdie diens vanoggend met net 'n oomblik se stilstaan by die lydingstyd en die lyding van ons Here Jesus. Dankie dat ons in hierdie tyd daarvan bewus kan wees. Dankie dat ons in hierdie tyd kan kies om vir onsself van sekere goed te ontsê en te vas van sekere goed, om onsself te bly herinner van die tyd waarin ons is. Maar dankie ook Here dat U in hierdie tyd met ons praat hierdie woord oor U lyding, oor die pad na Jerusalem, oor U persoonlike ervaring daarvan. En help ons vanoggend om as ons saam lees uit die woord uit, Here, U te hoor. Nie wat ek sê nie, maar dit wat ons in ons hart nodig het vanoggend. Daar waar ons 'n beddingkie gemaak het, waar ons bietjie kunsmis ingesit het en gesê het, Here, as dit U wil is, reën hier oor hierdie saad, dat U woord daar vanoggend sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Bietjie van 'n vreemde vraag om vir kerkmense te vra. Dink jy nie so nie? As 'n mens dan die moeite gedoen het op 'n inlê oggend, soos vandag, om by 'n erediens te wees saam met ander Christene en om deel te wees van 'n liturgie van met God praat en na God luister en deelneem en loof en stil word en bid. Enetjie terug. Dankie. Ek is nog op die eerste een. Left button. That's it. Verwerp of vertroos? Waar staan jy? Is dit nie 'n bietjie onregverdige vraag nie? Moet ek nie die vraag eerder vra Vrydag aand op die plein nie, as 'n straatprediker wat op die hoek staan met die Bybel en sê, verwerp of vertroos, waar staan jy oor Jesus? Maar jy sal sien vanoggend, dis 'n belangrike vraag om te vra. So kom ek kyk of ek op 'n manier ons in die teks in kan lei deur 'n voorbeeld. Daai volgende een asseblief, Kylie. Ek weet nie of jy al deur iemand verraai is nie. Dit klink verskriklik. Dit klink soos ek is 'n verraaier van die land, ek is 'n spioen of 'n dit is nie regtig dit nie. Dis maar net die woord wat gebruik word vir dit ook. Verraad is 'n baie spesifieke belewenis in die lewe wanneer 'n vertroueling skielik nie meer saam met jou staan nie. Iemand wat jy jouself aan toevertrou het. As jy ontdek, die persoon
staan nie meer hier langs jou nie. Vir die kinders wat in die skool is, vir julle wat in die skool is, partykeer is daar maatjies wat sê hulle sê ons is jou maatjie. En hulle sal partykeer ook sê ons is jou beste maatjie. En dan as hulle 'n beste maatjie het, dan ontdek jy een dag by pouse, dan staan hulle daar by die ander maatjies, hulle wys vinger na jou toe en hulle lag vir jou. Of jy hoor hulle vertel stories agter jou rug. Dis sleg, nê? Ja. As jy nou 'n goeie beurt by die cricket gespeel het en jy gaan na jou maat toe wat jy vertrou en sê van eers ek het 'n goeie beurt by die cricket gespeel Saterdag en hy sê vir jou ag ek was sommer stupid. Dis 'n tipe seer wat 'n mens kry wat jy nie kry nie deur dat jou vertroue geskenk word of dat iemand negatief is met jou of wat ook al. Dis 'n baie spesifieke tipe ervaring. Ek het dit in my lewe al baie beleef. Ek het dit al beleef van mede-dominee kollegas wat saam met my in die span is, wat ek elke week saam mee werk, saam met wie ek verlede week gesit het en gesê het, hoorie manne, dit lyk vir my ons moet hierdie ding saam doen. Is julle in? Ja, nee, ons is in. En dan gaan doen ek die ding wat my verantwoordelikheid is as die leier van die span, en dan hoor ek na die tyd, toe hulle met my kollegas praat, toe sê hulle, nee, ons dink is Jan se ding. Ons is nie regtig op dit nie. Ja, is daai gevoel wat jy so in die rug gesteek word, deur iemand. Daar was eendag 'n jury, jy weet mos in Amerika, vra hulle mense om in die hof te gaan sit, en dan te besluit oor iemand se lewe of dood. Ek kon nooit dink of dit 'n goeie stelsel is nie, maar in elk geval. Daar's 'n jury wat in 'n moeilike hofsaak die verantwoordelikheid gehad het om uitspraak te lewer. En die hofsaak het vir weke aangegaan en op die ouende is die jury agtertoe in hulle kamers in en hulle het gaan praat en hulle is 'n dag daar en hulle is 2 dae daar en hulle kom uit en die regter sit op die regbank en hy sê meneer die voorsitter, vir die voorsitter van die jury, het die jury 'n besluit geneem? Ja, u edelagbare, sê die voorsitter van die jury. En die regter vra, wat is u besluit? En die voorsitter van die jury sê, ons die jury het besluit om nie betrokke te raak nie. Maar dis wat julle moes doen. Die vraag vandag wat ons vra, verwerp of vertroos, het daarmee te doen. Waar staan jy wat Jesus betref? So kom ons lees die teks, dat hy stadig maar seker vir ons oopgaan. Op daardie selfde oomblik, dis 13 vers 31, op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê, u moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak. Maar hy sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, vandag en môre dryf ek nog duiwels uit, maak ek mense gesond, maar op die 3de dag sal ek my werk klaarmaak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Omkom vir die kinders beteken doodgaan, doodgemaak word of die einde van die pad bereik. En dan is daar 'n verskywing in die teks. En ek wil hê jy moet dit optel. Jesus praat met die fariseërs wat vir hom sê, julle moet versigtig wees. Interessant dat dit die fariseërs was wat vir Jesus kom sê, daar's moeilikheid in Jerusalem. Net 'n kantaantekening. Dan draai Jesus weg van die fariseërs af en kyk soort van in die lug en sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julle self oorgelaat. Maar ek sê vir julle sal my sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom.
So 'n bietjie van 'n obskure teks in die middel van Jesus se gesprekke, sy gelykenisse, die smal deur, die genesing van die vrou wat gestrem is, van die man wat aan water gelei het. So Jesus is op pad Jerusalem toe. In hoofstuk 9 vers 22 het hy die eerste tree begin gee op pad na Jerusalem toe. En ons kry hom hier in die reis na die gebeure wat in Jerusalem gaan plaasvind. En op pad is hy besig met sy daaglikse werk, sê hy. Jy kan dalk daai volgende skyfie vir my opsit, Kylie. Ja. 'n Skare is wat hom volg. Nee, as hy vandag geleef het, sou dit media en mense met selfone, skare is wat hom volg. So pad Jerusalem toe en hy's besig om sy daaglikse werk te doen en die teks sê vir ons wat dit is. Bevryding, ek dryf duiwels uit en genesing. Ek maak mense gesond. So terwyl Jesus op pad is Jerusalem toe, loop hy nie in top oor alles wat daar gaan gebeur nie. Hy's besig om sy roeping gewoon uit te leef. En wanneer hy sê vandag en môre, kyk wat die teks sê. Vandag en môre. Wat hy daarmee bedoel is terwyl ek op pad is. In my daaglikse, dit wat ek nog altyd gedoen het, gaan ek bly doen. Vandag en môre. En dan sê hy, maar op die derde dag sal ek my werk klaar maak. En daarmee verwys hy na wanneer hy opstaan uit die dood. Hy sê so vandag en môre, nou in hierdie oomblik gaan ek my werk doen en ek is daarmee besig en ek gaan daarmee aanhou en dan maak ek my werk klaar op die derde dag. Hy het reeds vir die disippels gesê, in die tempel gaan ek in 3 dae afbreek en weer opbou. So hulle hoor daar wat hy sê. So hy sê in vers 33, in elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit. Ek is nou op pad Jerusalem toe, ek weet wat vir my wag in Jerusalem, ek het 'n idee, maar ek sit my reis voort terwyl ek besig is om op pad te wees Jerusalem toe. Want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jerusalem was waar profete nie erken is nie, is wat Jesus sê. In reg deur die Ou Testament. As die profeet na die koning toe kom en vir hom sê dit en dit en dit, dan is hy onder die klippe gesteek of selfs doodgemaak. Hy het nie noodwendig 'n wonderlike ontvangs geken. En dis waar die spreekwoord vandaan kom, 'n profeet sal in sy eie land nie geëer word. As iemand opstaan in 'n groep en sê ek dink ons moet eerder dit doen, gaan die mense sê, maar wie is jy om dit te sê? Ons is geniet wat ons doen. Ons hou daarvan. Moenie so negatief wees nie. Dankie Katjie. So wat wag in Jerusalem? Nie Jerusalem nie, dis nie 'n nuwe Bybelse naam nie, is net 'n drukfout. Wat wag daar? Teenstand en verwerping. Soos altyd is wat daar wag in Jerusalem. En dan wil ek hê met Jesus se reaksie raak sien. Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke. Maar julle wou nie. Jesus se reaksie, deernis en troos. Sy reaksie op verwerping, deernis, omgee, liefde, genade en troos. Hy weet hy's op pad Jerusalem toe, maar is duidelik dat hy sy kalender in sy beheer het. Hy word nie soontoe gesleep of getrek of gedwing nie. Ek gaan op my tyd daar kom. Vandag en môre en oormôre gaan ek my werk doen. En dan wanneer ek op die derde dag opstaan, en my dood is nie die einde van die pad nie, die derde dag is daar. Hy kom. Dan is dit interessant dat daar 3 tipes verlang in die teks is. Die woord is 'n Griekse woord, thelo, wat beteken wil, begeer, besluit of wens. Dis 'n woord van verlange. Het jy dit opgetel in die Afrikaans? Nie noodwendig nie. Vers 31, op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê, u moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak. Griekse woord, thelo.
Herodes begeer, hy het besluit, hy verlang daarna. Hy kan nie wag om jou dood te maak. Eerste verlang. Die tweede verlang is die een wat Jesus self sê in vers 34. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak. Daai woord wil, is die woord selo. Hoe dikwels het ek daaraan gedink, hoe dikwels het ek begeer, hoe dikwels het ek besluit, hoe dikwels het ek gewens dat ek jou soos hen en kykers bymekaar kan maak. Onder die vlek, vertroos, beveilig, beskerm. Maar julle wou nie. Vers 34, selfe woord, selo. Julle wil begeer, besluit, wens dit nie. Julle verwerp dit wat ek wil doen. Dit is 'n goeie vraag om 'n oomblikie by stil te staan is, hoe beleef jy Jesus se bediening aan jou? Hoe beleef jy dit wanneer die teks met jou werk, wanneer jy op 'n Sondag in die diens is en daar kom in 'n lied of in die boodskap of in iets kom na 'n ding na jou toe wat met jou werk? Hoe beleef jy dit? Skuif jy dit een kant toe? Is dit iets wat jy nie nou wil aan aandag gee nie? Dalk roer dit op 'n plek wat ongemaklik is. Dalk voel jy ek raak opgewerk oor dit wat ek hoor of dit wat ek beleef. Of verlang jy daarna? Wens jy? Begeer jy dat Christus se bediening jou lewe sal nuut maak? Want dis die twee moontlike reaksies op Jesus se bediening wat ons van lees in die teks. Jerusalem wil nie. Jesus wil. Herodes wil ook. Hy wil vir Jesus skade aandoen. Hy wil die koninkryk afbreek. Gister het ons saam met Toby aan die agterkant van die berge in Lesotho gaan ry. Eerste was ongelooflik mooi. As jy kan, doen die roete by jouself. Die pad is uitstekend. En een snelweg standaard. En dit is ongelooflik mooi. En André bel my voor die tyd en hy sê vir my, hoorie, daai Sesotho Bybeltjies van ons is 'n klein Sesotho Bybeltjies, met ons nie die Sesotho Bybeltjies dalk saamvat as ons 'n geleentheid kry. En ons stop op 'n stadium net toe ons op die nuwe snelwegpad gegaan het, stop ons net om so 'n oomblik te kyk. Ons kyk oor die rivier wat hier by ons is na Suid-Afrika en ons sien bees van Blerk se plek en ons sien die nuwe wynplaas, en tog te mooi. En terwyl ons daar staan, kom daar 'n man verbygestap wat ek en André toe vriendelik mee aan die gesels raak. Hy sê toe hy bly hier so naby. Hy kom eintlik van Semmongkong af en ek vra hom, het jy op die pad gewerk? Ja, nee, hy het op die pad gewerk van die begin af. Hy het gehelp met die konstruksie van die pad en gesels vriendelik. Ons vra vir hom, kan ons vir jou 'n Bybel gee? Maar soos julle weet, in Lesotho is Engels nie groot nie. Een ding wat Afrikaanse mense en Basotos van Lesotho in gemeen het, ons Engels is nie groot nie. En hy vir oomblik verstaan hy nie wat ons hom vra nie en hy sê nie, hy het 'n Bybel, dis net die Bybel is by sy huis in Semmongkong. En uiteindelik verduidelik ons vir hom maar ons het 'n Bybel hier wat ons graag vir jou wil gee. Dis 'n lekker sak Bybeltjie wat jy saam met jou kan dra. En sy gesig gaan oop en hy glimlag. En hy sê, "Oh, you want to give me a Bible?" Ons sê, "Yes." Ubatla Bibele. En André gaan om en hy gaan al die Bybeltjie uit en hy bring so 'n leesstukkie saam wat ons ook hier uitdeel saam met ons Bybelprojek. Die hart van 'n mens in Sesotho. En André verduidelik vir hom. En hy's geïnteresseerd en hy sê, "Baie dankie." En dan loop hy. En ek kon nie anders as om oor hierdie vraag te dink omdat ek vandag daaroor praat nie. Verwerp of vertroos, waar staan jy? Waar staan jy, jong man? Nou, my arms is oop. Hierdie vreemde mense van Suid-Afrika kom met Jesus en my arms is oop. Hoe reageer ek en jy wanneer die Here Jesus dit op ons hart sit? Dis 'n goeie vraag om oor na te dink.
Want die realiteit is, vers 35, ek moet enetjie aanskuif asseblief, Kyle. Verwerping het gevolge. 35. Kyk, nou word julle stad aan julle self oorgelaat. Nou, dit praat terug na die Spreuke toe. Die woorde wat Jesus sê. In Spreuke is daar 3 soorte mense. Wyses, dwaases en boses. Die hele Spreukeboek. Wyses is nie slim of sterk of ryk nie. Dis net mense wat luister en hulle gedrag verander omdat hulle raad gekry het. Jy kan so vinnig die wyses in jou lewe op jou een hand tel. Mense wat jy graag mee assosieer, mense wat graag raad ontvang en mense wat hulle gedrag verander en sê, lyk my hierdie werk nie, ek moet dit anders doen. Spreukeboek sê, dis hoe jy wil wees. Maar die Spreukeboek sê, daar is ook dwaases. Mense wat, hulle is nie dom nie, partykeer is hulle van die slimste mense op aarde. Maar hulle wil nie raad vat nie. Hulle vat nie inset nie, soos Kali Roos sê. En jy kan jou kop van jou lyf af praat en hulle hoor dit net nooit. Die dwaases, sê Spreuke, word aan hulle eie lot oorgelaat. Die Spreukeboek sê, ons stap so end saam met hulle, en dan los ons dat hulle leer uit die gevolge van hulle eie foute. Dalk is daar mense wat jy aan dink in jou lewe, wat as die telefoon lui en jy sien wie dit is, dan dink jy, moet ek dit optel. Dan kom 'n punt wat jy dit nie meer optel. En as die ou vir sê, hoorie, ek het jou gebel, hoekom het jy nie geantwoord nie? Ek sê, ek gesien jy bel, hoekom soek jy my? Nee man, ek wil net hoor hoe dit met julle gaan en al die dinge, en man, my kar het nou 'n probleem, as jy dalk net vir my 2.500 kan leen tot die einde van die maand, moes nie opgetel het nie. Want daar's al klomp 2.500 daar in daai gat in. En Jesus verwys na hierdie tema in die Ou Testament, die dwaase. Hy sê, Jerusalem, julle verwerping maak dat julle aan julle eie lot oorgelaat word. Sê Jesus se deernis, sy aanbod van verlossing, as jy dit weerstaan, dan is jy op jou eie. Beteken nie dat God sy genade van jou onttrek nie, maar jy stap van God se genade af weg. Dis soos om, as jy wegtrek na 'n vreemde bestemming, jou GPS in te koördineer, en dan sê die GPS, in 600 meters, turn right, dis hier onder by die dorp. En as jy regs gedraai het, dan sê die GPS, travel for 50 kilometers. En dan sê hy, ja, dis okay, en dan draai jy regs by Voriesburg. Jy's op jou eie. Die GPS gaan altyd vir jou sê, redirecting. Die vraag is of ek dit hoor en of ek in die bos bly. As sit ek in die bos, my bande is pap, ek het nie kos nie, daar's nie petrolstasie om goed by in te gooi, en dan maak as ek vir die Here kwaad. Here, kyk wat jy aan my gedoen het. Jy het gesê ek moet hierdie reis onderneem. Ek het besluit om te ry en toe ry ek en nou sit u skuld dat ek in die bos sit. Jy's op jou eie. Kom terug pad toe. As jy pad se kant toe vat, gaan dit makliker gaan. En dalk resoneer dit vanoggend met jou, dat jy sê, maar ek voel so 'n bietjie in die moeras. Ek voel so 'n bietjie, ek het van die Here af weggestap, ek het in 'n moeras beland en ek sukkel om, dis fyn. Slaan die koers in na die droë grond toe. Ja, maar ek het dit al 10 keer besluit en dan niks verander nie. Sê ek, luister, as jy 14 dae in die moeras ingeloop het, gaan jy verragtig nie in 'n een dag uit die moeras uitstap. Die vraag is nie of jy in die moeras is nie. Die vraag is, wat is die rigting wat jy inslaan? Is ek by verwerp? Of is ek by, ek ontvang die troos van God? Kom ons probeer in hierdie lydingstyd, vriende, as ons nadink oor Christus se lyding en sy sterwe, en verstaan die ongelooflike impak, die krag wat dit het. Kom ons onthou ook dat sy bediening verwerp is, deur die mense na wie hy eerstens toe gestuur is, en dat daar gevolge is op dit. Kom ons probeer dit onthou. Kom ons probeer ons arms oopmaak. Kom ons probeer as Here Jesus werk
krap waar dit nie juk nie, volgens ons. Dat ons hart sal oopmaak. As ek 'n kruis sien, of ek sien 'n swart kleed op iemand se heining, of ek kom in die diens en ek ervaar die lydingstyd prentjie, dat ons verstaan dat verwerping konsekwensies het. Kom ons sluit af met Matteus 12 vers 30. Selfe Bybelboek, selfe skrywer, selfe Jesus, wat op die reis na Jerusalem, na 9 vers 51, hierdie woorde sê: wie hulle nie by my skaar nie, is teen my. En wie nie saam met my by mekaar maak nie, is of verstrooi. Dis 'n bietjie van 'n ander klem, né? As ek saam met Jesus is en hom by my omskaar, as ek saam met hom op pad na die koms van sy koninkryk, as ek nie arms oop het nie, verstrooi ek die wat alreeds verstrooi is. En dit by my terug by die metafoor in die begin van verraad. Die vraag eintlik vanoggend is of ek die persoon wil wees, wanneer die lig op my val, in 'n oomblik, as ek die geleentheid het om aan iemand deernis te bewys, of om met iemand iets te deel, of met iemand vriendelik te wees, of 'n entjie saam met iemand te stap, of in te tree in 'n argument en te sê, hoorie, kom ons raak rustig. Iets wat bietjie spanning vir my meebring, as die lig op my val, en die regter vra, waar staan jy? Dat die opsie om te sê, ek verkies om nie betrokke te raak nie, is nie 'n opsie nie. Dis eintlik maar wat Jesus sê. Jy's of vir my, of jy's teen my. Daar's 'n spreekwoord wat sê, all it takes for evil to triumph is for good men and women to do nothing. Verwerp of verstrooi. Waar staan jy? So ek wil jou nooi om met hierdie lied, wat ons gewoon as 'n bedieningslied vir jou gaan gee, die woorde is op die bord, om gewoon die lied te gebruik as jou gesprek met God vanoggend. Sê, Here, hier staan ek staan by U. My lewe behoort aan U. Help my in die lydingstyd om langs U te bly, nie te skuif nie. Nie as die lig op my skyn weg te staan nie, maar om U leiding en U liefde te ontvang. Kom ons sit so en maak dit 'n tyd van aanbidding.